Welkom allemaal met nog een episode van Kom ons praat met MND. Want het introductionary video vroeger gedropt, so nou gaan ons in het ingaan waarover ons eindelijk wil gesels. Maar eerstens, aan mijn linkerkant het ik voor Manny. en ik mezelf als de Noven Koester. Zoals ik in die vorige video gezegd heb, as of de Noven of Koester, whichever way you choose to call me, as a guy. Alright, so in vandaag de topic gaan ons praten over Port Elizabeth, die festival, die artist en hoekom die art in general so stil doodgesterf in Port Elizabeth. You understand? So dit is waaroor ons gaan praten vandaag. Hoekom het so stil doodgesterf? Wat gaan aan? Doen ons iets hier regie? Is ons te selfsugtig om te support? Wat gaan aan? Hoekom sterf ons so stil dood? Because die wat onthou, die wat daar was back in the day, weet dat hoe ons skole se sale volgemaak het, hoe ons sommer nou cypher sessions gehad het everywhere. Die wat weet so ons probeer like op Hybo shit, sodat ons Hybo kan terugkry. You understand? Ons wil Hybo kan terugkry. Ons, soos ek gesê het in die vorige video, ons wil die lig op PE sit. Ons gaan dit dalk nie fully reg kry nie. Want ek weet, hoe meer ons gaan praat oor dit, hoe meer oog gaan dit toe kom. Soos Tupac gesê het, if the street is dirty. Ja, Tupac sê, wat sy quote sê, if everybody talks about how dirty the streets is, there is somebody that will come and clean it. En dit is wat ons beoog met die podcast. Is diep by, bro. En het gaan net in general, nie net voor podcast of whatever, dit gaan in general. Remember hom, no matter how dirty the streets is, if everyone keeps on talking about how dirty it is, somebody's gonna come and clean it up. So daar is dit dan. So kom ons gaan aan die topic van vandag en ek wil die vraag van Daniel is, hoekom dink hy onze festivals, onze art is besig om stil dood te sterwe? Okay. Van my kant af, Koester, as baie aspekte vir die rede vir dit. Maar ek gaan maar 'n paar in deel wat ek nou ken en dink sien. En die eerste ene, ek dink dit genoem is die support. Ek dink support is baie swak as dit kom by PE. As jy net entertainment is, enige ding. Baie swak, want as jy het vir my genoem laas keer van 'n shows waar jy na toe gaan, van miskien 'n vriend waar jy by die werk het en so aan. But basically as jy by die show kom, is net 'n man, 'n paar familielede, 'n paar van hom vriende, sien jy. So, is nie regtig support nie. So wat dan gebeur? My moraal gaan mos nou drop. As ek gaan perform op 'n stage en ek het support, dis my familie. Jy gaan ook net voel, nee man. Ek ken die wêreld se talent net. Die wêreld se talent net, sien. Maar as ek die support het, dan gaan dit nie werk nie. Sien. So ek dink hy is een van die main redes hoekom dinge geval het. En as jy kyk na even die area self, die Noordenas Festival, soos die Noordenas Festival, dit was by, was hy plek sy naam? Varsvlei, ne? Ja, Varsvlei, langs die swembad in die West End. En dat is by Varsvlei gewees. As jy nou gaan kyk hoe lyk die area, gaan kyk nou soos jy nou daar sit by jou huis, gaan na Varsvlei toe, kyk hoe lyk die area. Dan ga jy vir my kan sê, ken ons 'n festival hou hier. En dit is die ander ding, ons kyk nie agter ons plekkie. Sien, dit is tweedens, ons kyk nie agter ons plekkie. Alles val, alles breek, ons gaan maar net aan. Sien, en dit is een van die ander myn dinge wat gebeur. Ons kyk nie agter ons plekkie. Derdens, ons kyk nie agter ons artes. Ons kyk nie agter ons artes. Sien, van okay, ek weet julle nie, maar van julle wat weet, ek was 'n Flowsa gewees. Ek was 'n rapper. In my up and coming days. Sien, hy het ook nog 15, 16, 18, 20 al haar rondes. Sien, was ek 'n rapper gewees en ek was 'n Flowstar. En tyd was dit volop gewees met shows, by skole, by festivals, was die Bama Awards, allerlei klomp dinge, die Splash Festivals, allerlei klomp goed jy kan gaan kyk op YouTube, type in Flowstars perform, by die, wat se naam, by die Splash Festival, jy gaan ons kry, jy gaan ons sien, is 'n video, video ook is nog, baie maar, video, so jy gaan het sien. En tyd was dit volop met artists, met rappers, en daar was managers, of, ek gaan nie sê managers nie, but mense wat wil gesupport, wat wil gehelp het, sien. Ek onthou, by jou show, was Allen Azmi, was die main artist van die show gewees, die main artist, en tyd was Allen Azmi al iets al groot al, so hulle was betaal gewees vir die show.
vir die show. Sien, want ons as Flowstars was ook daar om te perform. Want ons was nie betaal fisies met geld nie. Want ons verblyf en ons kos was verniet gewees. Sien, so dit was ons reward gewees. Ons verblyf en ons kos en obviously mos nou ons het 'n kans gekry om te perform. Sien, so daai is at least 'n platform wat ons kan op werk om te sê, right, ek gaan nie betaal word nie. Die persone wat ek voor gaan oopmaak is veel groter as ek. 100%. Sien, so ek gaan die vat. Ek gaan vat, ek is hier ons right. Ek gaan oopmaak vir hulle na Azmi. Ek sal die broodjie vat en ek sal die slaapplekkie vat en ek is alright. Sien, nou dit is geleenthede wat daar gesit was. 100%. Maar hy geleenthede word nie meer gesit nie. Sien, en dit is hoekom ek sê, kyk, ons kyk nie na ons aardes nie. 100%. Dit is my punte. Dit is my drie baie belangrike punte. 100%. En soos ek in die introduction van die video ook genoem het, is dat al betaal jy hom nie fisies met geld nie, gee hom net die platform om sy talent te broadcast. Is al wat ons vra. En soos ek genoem het in die introduction van die video, aan ons club owners, aan ons event organizers, al wat ons mense need, is net die opportunity. Soos ek gesê het, ons niet net die gat, ons niet net die gap. En die is wat die persone die keer vir Flowstars gecreëerd het. Hulle die opportunity gecreëerd. You understand? As hulle nou dan moes aangehou het, dan sou die rewards meer groter geraak het. You understand? Reeds die gap wat gecreëerd was, because by die festival was daar ook another event organizer, daar was ook another club owner. Daar was sulke mense aan geweest, because allemaal in hulle maans en hulle kinders was by Earl en Artemis shows geweest. You understand? So is al wat ons voorvra, because soos die man ook, soos my ook genoem het, onze artists word nie na gekykie. Onze artists word nie na gekykie. Ons expect dat jy moet een newcomer 10.000 rand vir een show gee nie. Dat is nie wat ons sê nie. But geef hulle die gap by die whatever festival. Geef hulle die gap, geef hulle die 15 minutes, geef hulle die 10 minutes. Because daar gaan iemand een video van, daar gaan iemand het post, en hulle gaan expose dan so doende kry. Gaan hulle expose kry. En dit is wat ons wil lig opbring in PE, om vir die mense te sê, hoor, gee die kette kans. Dis hoekom ons wil hulle invite na toe, sodat die mense kan sien, ook en nee, die ken het het. Soos ek gesê het in die vorige video, en ek het my ding opgemaak, en nog eens met die editors gepraat nie, en allerlei, but ek wil graag hê dat er moet 30 second of 1 minute segment is, waar die persoon either live gaan perform, sit die in die studio samen met ons, of dan een video, pre-recorded video by een show of whatever, vir ons stuur, en ons gaan het edit, een 30 second van het, waar die persoon hulle ding doen, whether dit dans is, whether dit rap, whether dit sing is, as het een rugby speler of een sportspeler is, dan gaan ons dan sodoende een video van hom van, waar hy bijvoorbeeld een try score, een goal score, whether skaak speel, of whatever, venue, whatever, dan gaan ons een video dan van het vat, en dan gaan ons het upload. So, om terug te kom na die vraag toe, hoekom sterven onze aard so stil dood? En dit is my nie die support. Dit is my nie die support. En dit is een van die redes hoekom ons die podcast create. Is om licht te bring na die mense toe wat ons weet crazy talent is. Soos ek voorin genoem het. Ek ken kids. Ek ken dansers. As een former danser. Vir die wat die weet nie. En die wat my ken personally ken weet ek. Ek was een danser geweest. In fact, nog steeds is. Ek sal nog steeds my ding doen op een vloer. Donkie jare daar. Maar kom ons gee jou. Ja. But wat ek wil hê is ons moet lig sien op die mense. Like kry aarde sien aan toe. En weet daar's baie crazy kids wat net die opportunity kry nie. Wat net die gap kry nie. En ek is baie, ek ken letterlik honderden, ook nie honderden nie, maar ek ken letterlik genoeg noem nou. You understand? Yo, Ashton, LeBreton twins. You understand? Groot geraak in Calvin. Die ouens. Ons het hulle genoem die Didder twins. Ek weet nie, gaan hulle nog steeds by hy naam nie. Ashton en S1 LeBreton, as julle die ding sien, shout out vir julle. Ek dink, hy ons as dansers, ek dink hy ons verdien meer as wat hulle kry. Because die ons het crazy talent. Ek onthou die Cramp Battles, vir die wat die Cramp Battles ken, wat jy sê so cypher sessions, waar ons as dansers by mekaar kom, of ons kry mekaar, wherever, en dan gaan ons maar net Cramp, like you understand, like, jy kom met jou bak deur, jy kom met jou different soort styles deur, jy kom met jou flow deur, jy kom met jou pop en lock deur, en ons doen het ons ding. En die is die goede wat ons wil terugbring. As ons kan, ek wil nie te veel beloftes maak, maar as ons kan, die cypher sessions, en die dance battle sessions weer terugbring, miskien by een skoolsaal, wat ek bly is, like Klomp skool is, wat hier rondom my is, en
En ek sal kennis sale kry. You understand? Waarom dit net VI sessions kan terugbring en die keer dan het record because daai was nie social media gewees so jy sal nie weet van dit tensy jy nie haar was nie. Daai was nie social media gewees daai was dit net mix it en mos 'n sexy lips op mix it. Wil jy 'n video sien van my wat krampie mos sexy lips wil weet what are you doing where you at G to G. I like dinge so ons wil die keer dan dit op video sit, op foto's sit en dit dan op post. You understand sodat mense kan sien wat die culture is because ons het daai sessions gehad. Mense dink ons het dit nie gehad nie. Ons het dit gehad. Ek dink het dit een keer in 'n podcast of 'n live genoem van die cypher sessions en allei. Ons het dit gehad. Die hoekom het stil doodgesterf het is 'n stille mystery to us. 'n Stille mystery. So ons wil try om daai boef hier, daai tweede kans te gee. Ons wil like hy CPR op dit gee, mouth to mouth en 'n try resuscitate. Daai is ons doel met die platform. En jammer maar dat ek nou inkom. As jy kan kyk ook nee, baie ouens het musiek gemaak mos in die ou tyd. Ek wil nie sê die ou tyd nie, want die oud klink. Ek sê ou tyd. But way back mos nou. En ons het die platform gehad om like die goede te upload. As jy gaan kyk op Reverb Nation, miskien as nog 'n platform waar jy kan gaan kyk vir Ellen Azmi en die Twins en wat se naam hulle G5 hulle Wave of Flowstars en so aan. But jy gaan nie alle musiek kry nie. Jy gaan nie die musiek kry wat hulle kon upload het na die platform toe. Sien jy? So ek dink hy is 'n belangrike ding dat ons die syfers kan terugbring. Sien, van daar is actually waar die talent gaan sien. Even talent shows word is meer gehou. Sien, dit is ook waar mense talent kon gesien het. En dit is belangrik geweest vir ons om by hy platforms uit te kom. Want op die einde van die dag ons weet mos nou dat social media het soos Koester mos nou gesê was nie so big geweest nie. Sien, dit was basically gewees in overseas en miskien in Joburg en so aan, maar in PE, dit was nie regtig aan. Sien, so ons het nou hy opportunity nou. Alles is vir ons makliker nou. Alles is makliker. Sien, ek het 'n 2-jarige dogtertjie, as hy kan my phone het, hy kan weet waar ons ingaan op YouTube en die goede. Sien, so ons is advanced, ons is mense soos ons nou is. Sien, so as baie van ons wat wil fame hê, die fame is daar vir ons. Die platforms is daar neergesit. But ons moet kyk na dit. Ons moet kyk na die goede. Want op die einde van die dag, soos ek gesê het, ons moet die platforms onsself kan bou. Sien, dis nou ons tweede podcast of ons tweede video wat ons nou skiet. Want ons wil iets bou mos nou. Jy kan nie net 'n ding begin en dan soos die journey aangaan en vind jy uit nee, ek is fine, ek is alright. Sien. As jy talent het, dan moet jy bly by jou talent. As jy 'n rapper is, bly by jou rap, stiek by dit. Moenie dit opgee nie. Sien jy? Sê vir jouself, nee, ek is die beste in wat ek is. Ons in Suid-Afrika het New York en wherever, Los Angeles en oorsee, Amerika, ons het hulle genaal. Al die tyd man, as ek by musiek kom, ons naab hulle. Sien, hulle musiekvideo's, hulle artists, wie hulle is, hoe hulle aantrek. Ons het hy goed te genaal en ons het gebring na ons kant toe. Sien, want ons is 'n culture op ons eie. Ons moenie dit vergeet nie. Die colored community is 'n culture op hom eie. Ons weet in wat ons in goed is. As 'n colored ek nou die dag 'n Uber, jammer om nou so te bring, ek 'n Uber drywer gery nou die dag. Toe sê hy man vir my, as hy in 'n colored area kom en raak hy geworry. Hy raak bang. En dit is die gesig wat ons vir mense gee as 'n colored. Jy moet ons sien dan jy bang is vir ons. Dit is nie 'n positiewe ding hy nie mense. Hy is iets negatief. Is negatief om vir my te sê dat ek hou nie ek is bang vir 'n colored. Even coloureds gaan self sê ek is bang vir my eienaars. Ek is bang vir coloureds. Ek as 'n colored, ek is bang vir coloureds. Sien, en dit moenie so wees nie. En dit is waar die musiek ook inkom. Want as ek en De Noven gaan nou mekaar dis op 'n platform van musiek. Ek dis hom en hy dis my. Ek weet nie met wat se mense operate. Ek weet nie met wat se mense operate ek nie. Nou sê ek miskien iets van hom tannie. Net so jy kan se kan in die nuus want ek is dood, ek is geskiet. Hy is op 'n skieper. 100 gate in my liggaam. Dis waar. En dit is iets negatief. Dis hoekom ek sê ons moet die culture, ons moet nie vergeet van die culture nie. Die culture is ook belangrik. Laat mense sien dat coloreds is nie net daar om verkeerde dinge te doen nie. Laat mense sien ons het die talent. Die talent is daar. Dit is belangrik. Talent is daar. So kom ons werk aan dit as dit kom by musiek. Dis hoekom ek sê kom ons bring die syfers terug. Soos Koester sê ons gaan ons beste probeer om dit te doen. Ons bring die syfers terug. Jou danser, jou rappers. En ons hou dit 'n friendly thing. Nee, ek wil beter wees en ek dis jou en jy dit gaan nie daaroor. Sien,
Hy is baie lief vir underground, hy gaan dit seker nou miskien inbring. Hy is baie lief vir underground rappers en so aan. As jy kyk na hy battles, niemand gaan weg en mekaar gaan skiet na hy. Ja. As man dit, ons het gebattle. Ons kyk Visie Eyster en underground en ons battle en ons battle en ons battle. So dit is ook belangrik. Ja, yes, ek sou eintlik like om daai ook terug te bring. Like underground. Ek dink die Kaap het dit ek dink hulle het dit hulle is besig om dit te doen. En daai was crazy because ek is 'n fan van underground. Ek is 'n groot fan van underground. But mostly overseas because ons het die ding hier nie. You understand? Ons het die ding hier nie. In fact, ons het dit gehad. En soos ek sê en ek gaan heeltyd oor dit praat, dat hoe dit als is stil doodgesterf het. You understand? Ons wil daai probeer uitfigure en ons wil daai probeer regmaak. You understand? So al daai wil ons dan graag terugbring huis toe en sê okay right guys, kyk jy, ons nooi ons artist wat ons ken, like hy was in die game, hy ken baie artists. Hy ken baie rappers, hy ken baie mense. Selfs my ek move ook baie met rappers omdat ek baie lief is, especially vir Afrikaanse rap. Vir die wat my ken weet 80% van my playlist gaan Afrikaanse rappers. You understand? More specifically colored rappers reg, jy het nog gefluister met oor colored rap. Because ons kry ons ander nasies ook wat Afrikaans rap, but colored rap. Colored rap, you understand? So ons wil probeer om daai mense te kry om onder een dak te wees en like sê ek, kom ons maak 'n cypher session, ons speel 'n beat. Kry 'n crazy beat van YouTube of ons kry nee, beter yet, hier is producers ook hier. As jy dan. Hier is producers ook hier. Kom ons hou dit local as possible. Ons het crazy producers. Ons vat die hele ding video en aan die begin shout out voor jy like jou verse doen of voor jy like inkom, shout out jy die producer sodat mense kan weet wie die producer is. Because ek ken personally 'n bra wat ek saam mee 'n training gedoen het. Daai bra is 'n sick producer. Hy fokus wel op aan piano, but aan sy producing kan ek hoor he's capable of more. Ek is saam op WhatsApp met mekaar gaan meet by 'n training session of some sorts. So ons nooi hom. Sê bra, ek bel hom, ek sê bra, create a beat. Create a sick hip-hop beat waar ons op kan kom rap. En ons terwyl hy die beat create, nooi ons jou Mia Elias, sy het daar 'n klip, hulle sing pop music, sy het eintlik 'n EP8 nou onlangs in die jare net sy EP release, gaan search haar op all platforms Mia Elias, shout out to Mia Elias. Ons kry haar na mense, hulle perform wel Engels wat hulle kan dit. Jy understand, hulle kan dit. So kyk jy, sy bring haar mense vir hulle pop. You understand? Ons kry vir Jimmy. Jimmy wat nie meer in die game moet wees. Shout out Jimmy. Jimmy, ons gaan haal hy won. Ons gaan haal hy won en sê Jimmy bra, is opportunity, is a cypher session. You understand? Kry even vir Junior ook. Explain vir Junior King. Shout out to Junior King, explain vir Junior King my bro. Jy is currently die gesig van PE. Jy en Kyle Medusa en Katty. So kom ons revive dit. You understand? En hy het ook iets genoem in die podcast waar hy sê dat hy gaan in PE bly. So as jy vir hom soek, moet jy vir hom uitvlieg. Om 'n ding vir hom vir hulle te gaan doen, whether dit 'n ad is, whether dit 'n show is, whether dit 'n wat is. Understand? En ek love daai wat hy gesê het op my podcast. Ek het hy seker 3 keer oorgekyk because wat hy gesê het daar is wat ons eintlik voor staan. Ons wil nie uitgaan en gaan bly in die Kaap because 'n record label het ons gesign of 'n Joburg because hy record label het ons gesign. No. Ons wil hê dat die record label moet ons sign is, but ons bly hier because as genoeg traction hier om vir daai record label ietsie te maak en ook vir onsself. You understand? So dit is wat die doel is. So ons kry al ons explain vir ons sê ons maak cypher sessions, back sessions terugbring. Like die vorige dansers wat saam Junior gedans het, Jadrian King. You understand? Jadrian King, ek ken hom so. Ek ken hom nie sy funny, maar sy naam is Jadrian en hy het op skool gegaan as Jadrian King. Hy was 'n sick dancer. Hy was sick. Julle moes hom al gesien het al van die wat Junior se video's nou al lekker tydjie follow. Vir dat hy het baie gedans saam met Junior. Hy was sick. Gaan al hom. En die ouens wat back in the day in Transformers dansgroep was, bro, Transformers was op 'n tyd die baie se eisters. Deja vu hulle. Bra, ons kry hy mense. En ons sit hy mense hier. En ons vra, hoe gaan ons die game revive? You understand? Ja, ek dink is belangrik hy dink koester. Hoe gaan ons die game revive? En nie net vir die feit dat ons wil die game revive. Hoe gaan ons onsself revive as artists? Sien, hoe gaan ons onsself revive? Want ons het baie dinge nou genoem. Jy het baie dinge nou gehoor van ons kant af. But moet net stil hou nie.
Sien jy, ons aan onze promise hou julle promise. As ons julle gaan promise om te sê, ons gaan dit terugbring, dan gaan ons alles in ons vermoë doen om dit te doen. Want dit is nie meer aan nie. Dit is morsdood. Is morsdood. Entertainment is morsdood. Soos Koester nou gesê het, dit is basically net Junior en Cathy. Kayla Medusa mos nou. Dat rappers is en Cathy wat ons met die singer is, sien jy. Ons kan nie praat van Earl. Shout out to Earl, want Earl is in die Kaap. Earl is in PE nie. Shout out dat Earl nog wel altyd nog die shout out gee vir PE. Ek abstain hom vir hy. Ek gee nog altyd hy. Nee, shout out ek is van die dalle van hy. Ek abstain jou al van dit. Sien. Maar op die oomblik ons is in PE. Exactly. Ons is in PE. Hy man is in die Kaap. As ons wil hakom wat Earl is, dan moet ons hier werk. Ons moet hier werk. Ons kan nie verwag ons wil hakom wat Earl is, maar ek drop 'n number, maar ek speel die vir my broer hier by die huis met Chommy by die werk. Ons kan nie, dit gaan nooit nêrens kom soos hy nie. Sien, soos ek net nog gesê het, die platform is baie makliker vir ons gemaak nou met social media. So ek kan amper vir julle sê, die promise vir julle maak. As julle in die comments daar sit, gee my jou WhatsApp nommer as jy 'n artist is, stuur my jou song, ek sal dit speel. Ons shout jou, ons speel dit en ons luister aan jou musiek en ons shout jou. As ons jou kan kry op die platform van ons podcast, dan kom jy. Ons is oop vir dit. Ons is oop vir enige ding. Sien, wat ons moet die dinge terugkry. En dit is baie maklik om 'n syfer te kry. Yes. As ons 5 artists se kontak nommers het, en ons maak ons gaan naby Clary Park gaan staan en ons maak 'n syfer. Is baie maklik. Jy kry 'n speakerbox, hier's jou 5 rappers, dan maak ons 'n syfer. 30-minute video of whatever. Gaan ons sit dit op die platforms, op hulle platforms, ons platforms, Junior King hulle, wherever, ons sit dit all over en almal sien dit. Sien, is baie maklik om dit te doen. Sien jy, van social media maak dit vir ons maklik. Dit was 'n bietjie moeiliker. Maar dit is maklik nou. So, kom ons doen dit PE man. Kom ons doen dit PE. Ons kan nie altyd net sien hoe dinge van, as jy kyk na baie artists wat in Joburg is, wat in die Kaap is, wat fame het, meeste van hulle kom uit PE. Meeste van hulle kom uit PE. Facts. Sien, hulle kom uit PE. Nou vies, jou biggies, jou mense. Hy mense kom uit PE. Sien, en ek wil nie diep nou in die ding gaan nie, maar hulle het 'n nummer gedrop as 'n drill my of drill tyd. En hy het basically dit oopgesit daar vir ons hoe om dit te doen. Maar nog gaan ons sê, ag, praat maar net 'n ding. Hy is maar nou aan, hoe voel jy nou is die ou. Dit gaan nie, hy moet dit fix gespide. Maak jou label oop, sy jouself op eie label, doen dit. Doen hy goede wat Earl sê. Hy sê dit nie omdat hy voel hy wil dit sê nie. Hy sê dit vir 'n rede. Hy gee die game. Hy sê hy gee die game vir julle. So vat hy ding. Vat dit en werk met dit. En laastens voor ons gaan. En ek het die ding vir my al genoem. Daar was 'n bra wat 'n number release, gerecorded saam. Hulle het hom uitgevlieg, Jobuto uit hom. Self uitgevlieg, maar hulle het hom genooi Jobuto. En hulle het 'n number release. Ek gaan nie name noem en hulle het hom record. Die number was gemix en master deur een van die beste producers in Suid-Afrika, een van hulle. En die number het gekom het. And I was wondering why. Ek gewonder hoekom. Tot al die nummer drill tyd gedrop het en ek was like, so jy moet jouself eers register. Ja. Jy moet original beats kan produce. Jy moet kan wys dat die jou eie ding is en dan sal jy dan sodoende kan op groter platforms kom, because wat baie van ons doen is ons search 'n beat op YouTube, rap op die beat, sit dit daar op. Die nummer gaan views kry, reg genoeg. Maar jy gaan nie die nummer kan gaan perform op 'n groot stage. Because dit is baie maklik vir die originator van die beat om te sien dat hoor is my beat en dan die event organizers te sue met jou. Maar daar is 'n topic vir 'n ander dag. Daar is 'n topic vir 'n ander dag. Ons sien julle, dankie dat julle ingetune het, dankie dat julle hier is, dankie vir die support. Die is Manny, ek is The Noven. Chapas.